mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God, yeah. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Here, U vanmôre al die lof, al die eer, al die dank. Voor die grootheid en die heiligheid, wil ons kom stil word en bid, spreek genadiglik tot ons harte. Ons sal luister. Ja, Here, ons sal agslaan op U stem. Word verheerlik in ons midde, bid ek in Jesus lieflike naam. Amen. Ek wil graag saam met U lees vanmôre die woord van die Here en wel uit 2 Korinte, die 12de hoofstuk. Kom ons lees vanaf vers 1. Paulus skryf, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit.
dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie so verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy vir my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede en mishandeling, in node en vervolging en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Ek wil graag vanmôre dan met u gesels rondom hierdie gedagte, wanneer God sê. Wanneer God sê. Nou, het jy al moontlik geworstel met 'n probleem of met 'n situasie, en dit voel vir jou, hierdie probleem kan nie opgelos word nie. Hierdie situasie wil net nie wyk nie. Jy is tussen die duiwel en die diep blou see. Daar is nie lig in die tonnel nie. Moontlik 'n siekte toestand of 'n verhoudingsprobleem, 'n finansiële krisis. En dit voel net of daar geen uitkoms is nie. Jy word vasgevang in hierdie omstandighede en dit maak jou moedeloos. Jy het daaroor al gebid. Jy het die Here gevra om vir jou 'n uitkoms te gee. Jy het oorwinning verklaar. Jy het gedoen wat ander vir jou sê, maar dit voel vir jou asof jy vasgevang is. Hierdie omstandighede en dat daar geen einde aan is nie. Nou, Paulus het 'n goddelike ondervinding gehad. Hy word weggeruk tot in die derde hemel, tot in die direkte teenwoordigheid van God. Ja, hy kan aanspraak maak op iets heel besonders. Maar ten spyte hiervan kom Paulus en hy sê, luister, ek wil nie hê dat hierdie ding wat ek geondervind het, hierdie visioen, my moet verhef bokant julle nie. Julle moet my nie sodanig beoordeel nie. Beoordeel my op grond van my lewenswyse onder julle. Nie op grond van my hemelse ondervinding nie. Jy sien, die menslike natuur sou gesê, ek wil 'n boek skryf. Ek wil getuig oor hierdie wonderlike ondervinding. Kom ons wees nou maar eerlik in die dag waarin ons lewe. As ek 'n boek skryf, gaan ek geld maak. As ek kan skryf oor wat ek in die hemel ondervind het, jong, dan gaan ek geld maak. Paulus sê egter bietjie dit wat ek geondervind het, mag ek nie met julle deel nie. En dan gaan hy 'n bietjie verder. Hy sê, weet jy, kyk na my praktiese lewe onder julle. Dat dit my getuigskrif wees. Ek
Ek wil dan vanmôre aan jou vra, meneer, mevrou, jy wat dalk op 'n kerkraad dien, op 'n raad dien, dalk is jy deel van 'n musiekspan. Hoe lyk jou lewenswyse? Kan jy vanmôre sê, beoordeel my lewenswyse, my praktiese lewe, soos wat ek dit elke dag uitleef in my werksomstandighede, by my huis, by die kerk, waar ek my ook al bevind, beoordeel my daarvolgens. As julle dit beoordeel, sal julle die teenwoordigheid van God sien. Sal julle sien dat ek met hom wandel. Hoe staan die saak dan, meneer, mevrou, vanmôre? Was die versoeking daaroor te praat? Ja. Vers 7 sê, en dat ek my nie oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, met ander woorde, hoogmoedig word, is my 'n doring in die vlees gegee. Iets het hom dus verhinder om hoogmoedig te word. Hierdie doring dryf Paulus na sy knieë. Kom ek stel dit so 'n bietjie anderste. Kom ons veronderstel hierdie doring was 'n siekte toestand. Nou die Bybel sê dit nie dat dit 'n siekte toestand was nie. Sê wel, hierdie saak was so ernstig dat dit hom na sy knieë toe gedryf het en hy vir die Here gevra om hom daarvan te verlos. Nou hoor wat sê Salomo. Spreuke 16:18, op hoogmoed volg ondergang. Op selfverheffing volg die val. Ek stel dit aan jou dat hierdie doring in Paulus se vlees was tot sy voordeel. Dit het hom na sy knieë gedwing. Dit het hom gedwing om met God te praat. Dit het hom verhinder om hoogmoedig te word. God laat baie keer dorings in ons lewens toe, juis om ons te beskerm. Immers, hy ken ons swakhede. Wat staan my te doen as hierdie doring telke male sy verskyning maak? Dalk is dit hierdie finansiële krisis. Dalk 'n huweliksprobleem, verhoudingsprobleem, omstandighede by die werk. En jy bid en dit voel vir jou, die Here hoor jou nie. Wat staan my te doen? Wel, Paulus het gebid. Hy het weer 'n keer gebid. Ek wil vir jou sê, bid totdat jy gesond is. Bid totdat daar 'n uitkoms is. Totdat jy dan hoor, God vir jou sê, my genade is vir jou genoeg. Nou, dit sou baie geriefliker gewees het, as die Here die doring verwyder het. Maar juis is hierdie doring daar vir Paulus tot sy voordeel. Ek wil vir jou sê, baie keer laat God die dorings in ons lewens toe, juis om ons by die punt te hou, waar ek en jy besef, dat ons afhanklik is van hom. Dat ons nie groot word in onsself nie. My genade is vir jou genoeg. Jesus self bid 3 maal in Getsemane. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. As dit moontlik is. Dit is my wil. Dit is hoe ek dit graag wil hê. As dit moontlik is, Here, verwyder hierdie doring. Verwyder hierdie siekte toestand. Hierdie finansiële krisis. As dit moontlik is. Jy sien, die doring van die kruis was nie verwyder vir Jesus nie. Inteendeel,
Daar is selfs 'n doringkroon op sy hoof geplaas. En met hierdie dorings het hy na die kruis gegaan. En by die kruis kom hy en hy stort sy bloed vir jou en vir my, sodat hy vir jou en my kan sê, my seun, my dogter, ek is bewus van die dorings van die lewe. My genade is groot genoeg om jou te dra. Wat gebeur in Getsemane? Nadat Jesus gebid het, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, bid hy verder en hy sê, laat u wil geskied. En die oomblik toe hy sê, laat u wil geskied, toe staan hy op vanaf sy knieë. En hy staan op in oorwinning. Hy is bereid om die wil van sy Vader uit te voer. Was jy al op 'n plek gewees dat jy sê, Here, as dit u wil is, laat u wil geskied in my lewe. Here, as ek dan hierdie doring in my vlees moet dra, is dit reg met my, want u, Here, weet waarom, u weet die beste vir my. Hou aan om te bid. Hou aan om te glo en te vertrou. Die Here gaan of die doring verwyder, die pyn, die hartseer, die stryd, of hy gaan aan jou die begrip gee om daarmee saam te leef. Wanneer God sê, my genade is vir jou genoeg, weet dan dat hy daar is om jou te dra. Weet dan dat te midde van die storm, van die pyn en die hartseer, hy jou by die hand sal neem, jou die krag sal gee, om meer as 'n oorwinnaar te wees, te leef. Ek wil jou uitdaag, vriend, meneer, mevrou, wanneer God vir jou sê, dat sy genade vir jou genoeg is, hou jou oë gefestig op hom. Sy liefde, sy genade sal jou dra. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die goedheid, die guns in ons lewens. Dankie dat U ons dra van dag tot dag. Here, dankie ook vir die dorings. Dankie dat U ons die krag gee om dit te dra. Waarlik U is God, buiten U is daar geen ander nie. Voor die grootheid en U heiligheid buig ons in dankbaarheid. Dankie vir liefde onbeskryflik groot. Eer en lof aan U in Jesus naam. Amen.